Geliefdes, daar waar ook al julle self vandag vind, goeiemôre hier van ons by die gemeente NG Kempton Park Oos. Wat 'n voorreg om hierdie tyd weer saam te kan spandeer. En geliefdes, soos julle kan sien, hier oor my skouer, wel ek hoop julle kan sien, is dit 'n nagmaal erediens vandag, maar saam met dit is dit ook 'n baie besonderse erediens. Wel, in alle eerlikheid moet ek sê, elke Sondag is 'n besonderse erediens, want ons herdenk die oorwinning van Jesus Christus. Maar vandag staan bekend as ons jaarlikse dankoffer erediens. Maar tydens die diens sal ek bietjie meer inligting daaroor gee. Maar geliefdes, hoop dit gaan goed. Met die somer wat nou al te vinnig intree, hoop julle het hierdie week bietjie reën gehad. En ja, geliefdes, weet net, ons dra elke liewe een van julle op aan die Here in die einde van hierdie jaar, wat al hoe nader en nader beweeg, en so ook die begin van volgende jaar. Maar soos ons so sit in die teenwoordigheid van die Here as kerk, kom ek begin die erediens deur vir ons 'n wotum te lees. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun, en deur die wonderlike werking van God die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om saam te bid. Here, dankie dat ons vir 'n oomblik kan stil word. Dat ons gedagtes op U kan rig. Dat ons dit wat so swaar op ons harte druk, vir 'n oomblik net een kant kan plaas en ons dankbaarheid en ons afhanklikheid van U kan kom erken. Here, sonder U is ons niks. Sonder U bystand, U leiding, U versorging. Here, waar sou ons wees? Wat sou van ons geword het? Daarom dank ons U. Here, ons erken vandag voor almal, maar Here, U is ons Verlosser. U is die enigste oorwinnaar, ons Messias, die een wat aarde toe moes kom, die een wat die prys betaal het, sodat ons nie hoef nie. En dit wat vir ons nou voorlê, is 'n ewigheid saam U, 'n toekomsverwagting. Here, dit kweek 'n gevoel van dankbaarheid hier binne ons, as ons alles moet aanskou wat U vir ons gedoen het en steeds doen. Ek vra asseblief dat daai dankbaarheid nie passief sal bly nie, maar dat ons daarop sal reageer, dat dit aktief deel van ons lewe sal wees. Dat daar waar ook al ons is, dat ons sal uitreik, dat ons 'n verskil sal maak, dat ons sal omgee vir die mense rondom ons. Here, ons weet die wêreld daar buite is moeilik en dis swaar, en baie van ons sukkel om bloot kop bo water te bly. U woord maak dit duidelik, Here, ons moenie uit selfsug of eersug enigiets doen nie. Maar in nederigheid moet ons na mekaar kyk en die een hoër as onsself ag. Ons moenie bloot hierdie lewe deurleef en dit wat ons doen net vir onsself doen nie, maar ons moet aan ons naaste se belange ook dink. Geef vir ons die nodige insig, die nodige wysheid om hierdie wel te kan doen. Dat ons as gemeente 'n ondersteuningsbasis sal wees vir die mense rondom ons. Dat ons mekaar se laste sal kan dra, iets daarvan, in hierdie gebroke wêreld. En dat ons altyd sal weet deur alles wat ons doen. Maar ons kan nie 'n verhouding met U hê en nie met ons medegelowiges nie. Die twee loop hand in hand. Dankie dat U woord dit vir ons duidelik maak, en help asseblief dat ons dit sal uitleef daar waar ook al ons is. Ons prys U naam. Amen.
Geliefdes, ons skriflesing vir vandag, let wel, daar gaan 'n hele paar gedeeltes wees waarna ons saam gaan kyk. Dit gaan op die skerm verskyn en in die beskrywing van die video op YouTube en op Facebook, as julle net 'n bietjie af sal scroll, soos hulle sal sê, sal julle sien daar is al die tekste gelys. Maar die hoofgedeelte waarna ons aan die einde van die erediens gaan kyk, is Handelinge 2, vers 43 tot 47. Die afgelope 2 weke het ek bietjie meer klem gelê op sekere verantwoordelikhede wat ons as Christene het. 2 weke terug het ek bietjie gefokus op die noodsaaklikheid van die woord van God, of dan in ander woorde, die verantwoordelikheid wat ons het om die woord van God te nader en elke dag deel van ons lewens te maak. 'n week terug het ek gefokus op ons identiteitsmerkers as Christene, of dan ons verantwoordelikheid om as sy kinders te leef, om heilig te leef en hoe so lewe dan vandag lyk. Vandag gaan ons steeds by die tema van verantwoordelikheid bly, maar ons gaan dit toepas op die kerk. Wat is ons verantwoordelikheid binne of teenoor die kerk? En geliefdes, net interessant, afhangende wat een se beskouing se definisie is van kerk, gaan bepaal wat een se antwoord hier gaan wees. En daar is klomp verskillende antwoorde wat ons wel kan gee, maar ons gaan bietjie later daarby uitkom. Ek wil graag hê dat julle moet vandag se erediens en die 2 voriges as iets van 'n klein reeks beskou, of dalk nou nie 'n reeks nie, maar daarom dat hierdie 3 saam gekyk moet word. Want die eerste erediens het vir ons 'n fondasie kom neerlê, die woord van God. Dit is deur die woord van God, sy wette, sy riglyne, sy beloftes, alles wat daarin opgeskryf staan, wat vir ons kom leer, maar wat beteken dit om sy kind te wees? Hoe is ons veronderstel om anders te wees in hierdie lewe? En dat ons verhouding met hom nie net gebaseer moet wees op dit wat ek daaruit kan kry nie, maar eerder hoe ek myself al hoe meer en meer kan opoffer vir die Here. Laasweek, die tweede erediens, het ek bietjie meer gefokus, maar hoe lyk hierdie lewe nou? Nou dat ons 'n pad saam met hom stap, hoe is ons veronderstel om onsself te gedra? Hoe moet ons anders wees as al die ander mense? Of om dit dan te verbind met die eerste erediens, dit is deur ons wat die woord van God as noodsaaklik beskou, ons wat ons verantwoordelikheid tot die woord uitleef, dit deel maak van ons alledaagse lewens, dit al hoe meer lees en bestudeer, wat daar vir ons lig geskyn word. Nou op wat dit beteken dat ons in Jesus Christus glo. Of in ander woorde, daar is 'n reaksie wat plaasvind, hoe meer en meer ons die woord van God bestudeer en deel van ons lewens maak. Ons verantwoordelikheid binne die kerk loop hand in hand hiermee. Maar voordat ons kan beantwoord, wat is hierdie verantwoordelikheid, moet ons eers vir 'n oomblik stil staan by, wat is die kerk? So geliefdes, ek deel graag net 'n paar voorbeelde, beskouings wat vandag deur baie mense gedeel word rakende die kerk. Eerstens, baie mense sal sê, maar die kerk is net 'n gebou. Dit is 'n landmerk wat bestaan uit bakstene, sement, 'n dak, vensters, sitplekke, en hoe weet ons dat ons in 'n NG Kerk op 'n sekere Sondag sit? Geliefdes, ons weet. Ons sit op klipharde houtbanke sonder enige ondersteuning nie. Ek grap sommer maar net. Maar baie mense se verstaan van wat 'n kerk is dit is bloot 'n gebou. En binne in hierdie gebou is waar daar na die woord van God gekyk word. Geliefdes, het julle geweet, in die Bybel is daar nie 'n enkele vers wat kerk verbind met 'n fisiese gebou nie. Interessant. Ek gaan bietjie later meer in diepte hieroor gesels, en ons gaan ook bietjie meer in diepte kyk oor wat sê die woord rakende wat kerk is, maar ons bly nou eers nog by 'n paar voorbeelde. Tweedens, die kerk is 'n diensverskaffer, en dit moet voldoen aan ons behoeftes. In 'n verbruikerskultuur of dan 'n verbruikerswêreld waarin elkeen van ons vandag vasgevang is, gaan so te sê alles oor ek moet tevrede gehou word, ek moet gelukkig gemaak word, en alles moet my kom dien, of ten minste moet dit daarom net voldoen aan 'n sekere standaard wat ek het. En ongelukkig word daar na die kerk gekyk deur dieselfde lens. Baie mense se uitkyk rondom wat kerk is
is wat die kerk vir my kan bied, nie wat ek vir die kerk kan bied nie. En geliefdes, ek wil hier daarom net 'n bietjie meer inligting gee. Ek weet en ek verstaan en ek stem saam. Baie van ons hou van 'n sekere styl van erediens, hoe die boodskap oorgelewer word, die tipe musiek wat gesing word, die instrumente, die gebou in dit self. Ons vind aanklank daarby. En daarom is dit vir ons baie makliker om dan te verbind en te groei in ons verhouding met die Here. Dit is nie waarvan ek nou hier praat nie. Dit is te verstane en dit is deel van ons reistog saam met die Here. Ek bedoel, baie mense se enigste verstaan van wat kerk is dat ek as individu moet daardeur verryk word. Wat kan die kerk vir my offer wat my beter of goed gaan laat voel? En nie, hoe kan ek myself opoffer om die kerk te bevorder en te versprei nie? Derdens, baie mense se interpretasie rakende wat kerk is dat dit is net vir Sondag. Geliefdes, julle sal verbaas wees, baie mense is onder die indruk, maar kerk, dit gebeur net op 'n Sondag, en die res van die week, die dominee gaan steeds kerk toe, en die wat daar werk, en 1 of 2 vrywilligers, hulle gaan ook kerk toe. Maar al wat daar dan gebeur is, die dominee sal laat almal rondom hom in 'n sirkel sit, en hy bid dan vir hulle, en hulle sing liedjies saam, en hulle lees die Bybel saam. En Sondag som die dominee eintlik maar net op, dit wat hy die week daar by die kerk so van gesing, gebid en gelees het. Geliefdes, ek hoop julle weet ek maak 'n grap, maar hierdie grap kom van ware gebeure af. 'n Hele klompie mense het my in die paar jaar wat ek nou al in die bediening is vir my kom vra, maar wat doen 'n dominee nou eintlik? Julle bid mos net, nê? Die week, hoe hou julle julleself besig? Julle bid mos net 'n bietjie hier en lees Bybel daar, en Sondag dan praat julle oor wat doen julle nou eintlik? Kerk is nie net vir Sondag nie. Maar weer eens, dit kom van die beskouing dat kerk is bloot 'n gebou. Vierdens, baie mense se beskouing, veral as hulle nie by 'n gemeente is dat kerk is net verwysend na die leraars, die pastore, wie ook al die religieuse leiers is, die wat vrywilligers daar is, die wat daar werk, en dan laastens die kerkraadslede. Ons, wie nie tot hierdie gemeente is, nee, ons is nie deel van hierdie gemeente nie. Ons staan maar net by en kyk maar net eintlik hoe alles uitspeel. So as die dominee nou kom praat, of die pastoor kom praat oor hierdie en daardie en dit en dat moet gedoen word, of die kerk moet so en of die kerk moet daardie, dis nie deel van ons nie. Nee, dis julle verantwoordelikheid. Baie mense sien hierdie as wat kerk vandag is. En dis baie maklik vir hulle om hierdie siening in te neem, want op die ouene van die dag, dit maak hulle vry van enige groter verantwoordelikheid binne of tot die kerk. Daar's nog baie ander unieke en, kom ons wees nou maar eerlik, verwronge beskouings van wat kerk is. Maar kom ons staan bietjie stil en ons gaan kyk na wat sê die woord van God rakende wat kerk is. Ons begin by die Griekse woord wat gebruik word vir kerk, ekklesia. En ekklesia kan verstaan word as die wat geroep is tot God, of dan eenvoudig opgesom, die geroepenis. Maar ekklesia is nie so maklik opgesom nie, dis eintlik 'n baie gevulde, 'n baie komplekse woord. So saam met dit, dat dit praat van die geroepenis, verwys ekklesia ook na 'n samekoms, of 'n vergadering waar hierdie geroepenis dan in die naam van die Here bymekaar kom. Die term wat gebruik word vir kerk as gebou is nie ekklesia nie, inteendeel dit is eerder kyriakon. Kyriakon beteken dit wat aan die Here behoort, of dit wat die Here sin is. En eers in die 2de tot die 3de eeu na Christus is hierdie woord gebruik in verbintenis tot die gebou wat aan die Here behoort. Dit is kerk. So, volgens die Bybel, dan die Nuwe Testament waarna ons bietjie meer vandag gaan kyk, is kerk gesien as die wat in Jesus Christus glo, die wie 'n keuse vir hom gemaak het, 'n verhouding saam met hom ingetree het, en hierdie mense wat dan vergader of 'n samekoms in sy naam bywoon. Daarom baie belangrik. Kerk is 'n skepsel van die Gees, nie 'n skepsel van die hand nie. Bedoelende,
Dit is deur die Heilige Gees wat oor ons uitgestort is. Dit is deur die Heilige Gees wat ons tot 'n dieper insig gekom het van wat ons verhouding met die Here behels en wat ons verantwoordelikheid is. Dit is deur die leiding van die Heilige Gees dat ons vandag onsself kan beskou as die geroepenes in sy naam, hierdie nuwe identiteitsmerker wat ons gekry het. Die kerk is deur die Heilige Gees aan mekaar geweef, 'n skepsel van die Gees en nie 'n paar bakstene wat ons met ons hande aan mekaar gesit het nie. Ja, ons as gelowiges kom by 'n sekere gebou by mekaar en ons noem daardie gebou die kerk. Maar ons moet altyd onthou die ware en die dieper definisie van wat kerk is nie gelê in die gebou nie, maar eerder ons as gelowiges. So geliefdes, met hierdie, kom ons kyk dan na 'n paar Bybelverse wat vir ons bietjie meer uitbrei oor wat is kerk dan. Efesiërs 1 vers 22 tot 23, dit sê: Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Seker een van die kragtigste en mees omvattende beelde wat ons in die Bybel kry, rakende wat kerk is en wat dit alles behels, is die liggaam van Christus. Paulus brei bietjie meer oor hierdie unieke en kragtige beeld uit in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 7. Ek gaan dit vir ons lees, hier en daar gaan ek net 'n paar opmerkings tussenin maak. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Die kerk is 'n eenheid, 'n gemeenskap wat bestaan uit geroepenes. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop. Soos ek vroeër uitgelig het, die kerk is 'n skepsel van die gees. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Ons almal uniek en verskillend, maar tog almal geroepenes, is kerk met Jesus as die hoof van die liggaam. So geliefdes, met hierdie as agtergrond, kom ons gaan kyk na die vraag wat ek in die begin gevra het. Wat is ons verantwoordelikheid binne of teenoor die kerk? Maar omdat ons nou tot 'n dieper insig gebring is van wat kerk is, wil ons hierdie vraag anders verwoord. Wat is ons verantwoordelikheid as kerk? Wat is ons verantwoordelikheid nou dat ons deel van die liggaam van Christus is? Die kerk moet onder geen omstandighede as 'n entiteit beskou word buite ons bestaan nie, nee, maar eerder waar binne ons bestaan gevind het. So geliefdes, kom ons kyk, wat sê die Bybel, watter verantwoordelikhede het ons, nou dat ons dele van hierdie liggaam van Christus is, as sy kerk. 1 Timoteus 3, vers 14 tot 15, dit sê: Ek skryf hierdie dinge aan jou, hoewel ek hoop om gou na jou toe te kom. Paulus is hier besig om met Timoteus te praat. In geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. As kerk is ons verantwoordelikheid om die goeie nuus, die evangelie, die waarhede en beloftes van God te dra, te beskerm, te verkondig. Matteus 28 vers 19 tot 20a, ek het die gedeelte laasweek gelees en ek het dit ook 2 weke terug gelees. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels.
doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Volgende voorbeeld, as deel van ons verantwoordelikhede as liggaam van Christus. Ons moet as kerk eensgesind met mekaar leef en daardeur erkenning gee wie ons is deur ons verhouding in Jesus Christus. Ek lees Efesiërs 4 vers 1 tot 7. Ek druk dit op die hart, ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Om eensgesind te wees as liggaam van Christus beteken almal van ons as verskillende lede van die liggaam streef en werk saam tot dieselfde doel. Ons streef om ons identiteitsmerkers uit te leef, dit waarna ek laasweek verwys het, veral teenoor mekaar. Ons streef daarna om in vrede met mekaar te leef, om liefde na mekaar toe uit te wys. Ons streef daarna om harmonieus, saam met mekaar, sy waarheid, sy beloftes, die evangelie te verkondig en bekend te maak. Die laaste voorbeeld waarna ons gaan kyk rakende ons verantwoordelikhede as liggaam van Christus. Let wel, daar is nog baie ander wat ons in die Bybel kry. Kom lê baie klem op ons gesindheid teenoor mekaar. Ek lees vir julle Handelinge 2 vers 43 tot 47. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle het kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Soos vroeër uitgelig, vandag is ons jaarlikse dankoffer erediens, ons grootste fondsinsameling van die jaar. En soos die naam uitlig, 'n dankoffer erediens, is dit 'n geleentheid vir elke liewe een van ons om ons dankbaarheid aan die Here te toon vir alles wat hy vir ons gedoen het en steeds doen, deur 'n finansiële bydrae aan die gemeente te maak. Maar, baie belangrik, dit is nie die enigste manier wat ons dankbaarheid aan die Here kan oordra nie. Ek gaan binnekort bietjie meer daaroor gesels. Handelinge 2, vers 43 tot 47, wys 'n besonderse gesindheid wat die vroeë kerk van Christus gehad het teenoor mekaar. Hulle het alles met mekaar gedeel, hulle het somme van alles ontslaag geraak, dit verkoop hulle huise en hulle het uitgedeel volgens elkeen se nood. Hulle het werklik eensgesind geleef. Maar ons moet uiters versigtig wees hoe ons hierdie spesifieke gedeelte interpreteer. 'n Bietjie agtergrond. Handelinge 2 speel af in 'n tyd kort nadat Jesus opgevaar het hemel toe. En die apostels en die mense wie hulle dan so tot die gemeente bygebring het, was onder die indruk, maar die wederkoms sou binnekort wees. Jesus het dan gesê, hy gaan terugkom, dit gaan 'n maand wees, dalk 'n halwe jaar, 'n jaar, 2 maksimum. En dan gaan die Here terugkom om sy kinders te kom haal. So volgens hulle was aardse besittings glad nie nodig nie. Hulle kon dit eerder gebruik tot die beswil van ander, om mekaar te kan ondersteun en hulle laste te dra. Vandag
is dit nie die konteks, die omstandighede waar volgens ons lewe nie. Daarom moet ons baie versigtig wees en hierdie teks nie misbruik om iemand te probeer forceer of skuldgevoelens te probeer kweek, maar verkoop alles en gee daai geld vir die wat minder bevoorreg, of gee die geld sommer maar net vir die kerk nie. Nee. Maar ons moet ook nie, omdat hierdie gedeelte in 'n ander konteks afspeel, die dieper boodskap, die dieper gesindheid wat die teks in ons ook moet kweek, bloot vanaf weg beweeg nie. En daardie gesindheid is, ons moet tot vandag toe nog vir mekaar omgee. Die omgee wat ons binne ons harte het vir ons medegelowiges, die wat saam met ons die liggaam van Christus vorm, ons moet daarop reageer. Dit sluit aan by wat dit beteken om kinders van die Here te wees, die identiteitsmerkers wat ek laasweek oor gesels het, wat ons nou het, omdat ons 'n pad saam met die Here stap. Dit lei ons om tot die beste van ons vermoë, daar waar ons is, in hierdie gebroke wêreld, met al die korrupsie, met al die swaar kry, met al die pyn en lyding, tot die beste van ons vermoë, ons naaste se laste te dra. En geliefdes, 'n kragtige manier waardeur ons dit kan doen, is om 'n finansiële bydrae aan ons as gemeente, en enige gemeente te maak. Want deur die finansiële ondersteuning wat julle ons bied, maakte dit vir ons moontlik om iets van hierdie Handelinge 2 se gesindheid oor te dra, hierdie eensgesindheid wat hulle so gehandhaaf het. Laat ons vandag nog die liefde en die barmhartigheid van die Here aan ander bekend kan maak. Maar daar's ook 'n paar dinge waarvoor ons uiters versigtig moet wees, veral in die konteks van dit wat ek nou net gedeel het. En ek wil glad nie hê dat vandag se boodskap moet oorkom, of dat julle dit moet neem as, ag, dit is maar net nog 'n en gee boodskap nie. Daarom deel ek 'n paar riglyne wat vir julle sal kan help met die tema van vandag, ons dankoffer erediens. Eerstens, of julle vandag 'n finansiële bydrae wil maak of nie, dit is 'n saak tussen julle en die Here. Julle moet gelei wees deur die Gees, nie deur my of wat enige iemand anders sê nie. Dit wat ek vandag aan julle kom oordra, dit wat ek gedeel het, is nie gedoen om julle te probeer oorreed of skuldgevoelens te kweek nie, glad nie. Dit is bloot om agtergrond te gee en die verantwoordelikheid uit te lig wat ons het as kerk, as liggaam van Christus. Maar of julle so gelei voel of nie, en of julle hierop gaan antwoord, dit is absoluut 'n saak tussen julle en die Here. Dit het niks met my of enige iemand anders uit te waai nie. Tweedens, kom ons sê julle voel gelei om wel 'n finansiële bydrae te maak. Doen dit dan, as julle in staat is om dit te doen. Die Here verwag nie van ons om 'n finansiële bydrae te maak as ons nie die finansies het om dit te doen nie, of dat ons nou 'n groter probleem in ons lewe moet kweek om iemand anders te sin te probeer oplos nie. Nee. Daarom wil ek hê elke liewe een van julle vandag moet eerlik wees met julself. Kan julle 'n bydrae maak? Of is dit dalk nie die regte tyd nou nie? En geliefdes, weet asseblief, 'n finansiële bydrae tot ons as gemeente is nie die enigste manier waardeur ons dankbaarheid aan die Here kan toon nie. Daar is baie ander identiteitsmerkers wat ons kan uitleef as teken van ons dankbaarheid vir dit wat die Here vir ons kon doen het. Wat wel belangrik is, dat wat ook al manier ons kies om ons dankbaarheid bekend te maak, dat dit gedoen sal word in 'n mentaliteit, 'n gesindheid van selfopoffering. Here, ek gee myself aan U. En of dit nou gedoen word deur tyd, deur my gawes, deur 'n finansiële bydrae, ek doen dit vir U. Maar moet asseblief nie vandag voel dat omdat ek nie in staat is om dit te doen, dat die Here anders na my gaan kyk nie, glad nie. Derdens, kom ons sê, julle voel gelei om 'n finansiële bydrae te maak en julle is in staat om iets te gee.
Hoeveel moet julle gee? Wat sal die regte bedrag wees? Waarop sal die Here reageer en sê, dankie my kind, dit was genoeg. Geliefdes, ek wil hierdie baie kort hou. Dit gee nie om hoeveel ons gee nie, dit maak nie saak nie. Wat saak maak is ons gesindheid daarachter. Gee ons iets vir die gemeente met die doel, ek hoop hierdie bring my in die goeie boekies van die Here. Geliefdes, soos hulle in Engels sê, newsflash, ons is klaar in die goeie boekies van die Here. Of doen ons dit want ons wil werklik hê, die kerk, die lede van die liggaam van Christus, ons medegelowiges, die geroepenis, dat hulle bedien sal word, dat hulle laste gedra sal word. Dit gaan oor ons gesindheid, nie die hoeveelheid nie. Vierdens, enige iets wat ons doen as teken van ons dankbaarheid, moet gesien word as 'n reaksie op dit wat God eerste gedoen het, en dat alles aan die Here behoort. As ons uitkyk oor dit wat ek in die lewe het, my besittings, dit waarvoor ek gewerk het, as ons uitkyk is, maar dit is myne en myne alleen. Nee, ek het daarvoor hard gewerk, my vingers is seer, ek is uitgebrand, dis myne. Ons is geregtig om so te voel. Maar as dit ons enigste uitkyk is rakende dit wat ons het, gaan dit vir ons uiters moeilik wees om by te dra tot die liggaam van Christus. As ons uitkyk eerder is, ja, ek het hard gewerk, ek gee my alles, ek is verantwoordelik tot die beste van my vermoë, maar dit is alles God se, en dit is tot sy naam en tot sy glorie, gaan dit baie makliker vir ons wees om uit te help en te dra daar waar ons kan. Die 5de en die laaste riglyn wat ek gee. Geliefdes, enige bydrae wat julle vandag maak of in die toekoms maak, is nie vir die selfverryking vir die kerk as gebou of vir die wat hier by die kerk werk nie. Dit is baie hartseer dat daar soveel kerke vandag is, wat die liggaam van Christus uit mekaar uitskeer, bloot sodat 'n handjie vol hulle hande en hulle sakke kan voldruk. Die rede waarom ons gee, is sodat ons as gemeente kan voortbestaan en aanhou met die verkondiging van die woord van God en die bediening van sy liggaam, die kerk as geheel. En geliefdes, dit alles is tot eer van God. En daarom, voordat ek afsluit, wil ek 'n versoek aan elkeen van julle oordra. Bid vir ons as gemeente, dat alles wat ons ontvang, dat ons dit so op 'n liefdevolle en 'n Christus-gesentreerde manier sal bestee in die samelewing vir die wat dit werklik nodig het, dat ons verantwoordelik sal werk met dit wat julle vir ons gee, om iets van Handelinge 2 se gesindheid bekend te maak. Geliefdes, ek sluit af. Vandag word ons weer herinner dat wanneer ons na kerk toe gaan op 'n Sondag, dat ons nie in die kerk instap en daarna weer uit die kerk uitloop nie. Nee, ons is die kerk, die liggaam van Christus. En alles wat ons het en alles wat ons doen, behoort aan hom. En as deel van sy liggaam is ons geroep tot 'n groter verantwoordelikheid om vir mekaar om te gee. Om daar waar ons kan, iemand se las vir hulle bietjie ligter te maak. Om dit op 'n ander manier oor te dra, maar steeds volgens die liggaam van Christus. Hoe kan ons geheg wees aan die kop van die liggaam? Bedoelende, hoe kan ons 'n verhouding met die Here Jesus Christus hê? Na hom luister, streef na dit wat hy van ons verwag, maar ons is nie geheg aan die res van die liggaam nie. Ons het nie 'n verhouding met ons medegelowiges, ons naaste nie. Ons het nodig om in 'n verhouding in te tree met die rondom ons, en so saam tot die verheerliking en bevestiging van sy koninkryk te leef. Dit is wat dit beteken om as een liggaam, eensgesind, tot een doel, een God, een hoop te leef. Of ons dit doen,
deur ons tyd op te offer, uit te help by die gemeente. Of ons dit doen deur ons gawes te gebruik, om God se naam bekend te maak, sy liefde bekend te maak en ander se laste ligter te maak. Of ons dalk al klaar by ander projekte besig is, waarby ons soveel van onsself opgee vir ander, of ons dit doen deur 'n finansiële bydrae aan 'n gemeente. Doen dit nie uit verpligting nie. En ook nie omdat ek of enige iemand anders so vir julle sê nie, maar omdat julle so gelei sal wees en gelei sal voel deur die Heilige Gees. En dat alles wat ons doen 'n teken van dankbaarheid aan hom sal wees. Geliefdes, mag ons as gemeente, NG KPO, nie net saam sit in een gebou nie, maar eerder saam leef as een liggaam. Eensgesind, vol liefde en altyd bereid om te help, indien ons kan, daar waar nodig. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, dankie dat ons weet ons is geroep tot soveel meer. Hierdie 3 weke het ons stil gestaan by hoe belangrik u woord is. Dat ons daaruit kan leer, kan sien wie ons is. Dat daar lig geskyn word op Here hoe ons moet leef en optree, nou dat ons u kinders is. Maar Here, dit kom skyn ook vir ons 'n lig op wat dit beteken om deel van u liggaam te wees, u kinders. Help asseblief dat ons groter verantwoordelikheid as u kerk sal uitleef, daar waar ons is, dat ons sal help, dat ons sal bydra, hoe ook al ons kan. Dat ons as gemeente kan aanhou, om die gesindheid van Handelinge 2, ons werklik omgee vir die mense rondom ons, veral in 'n tyd waar dit so nodig is, dat ons sal aanhou daarmee. Ons dankie, Here. Amen. Geliefdes, ons beweeg nou oor in die nagmaal van vanoggend se erediens. Daar is nou geleentheid vir julle om die pausknoppie te druk en alles reg te kry indien julle nog nie so het nie. Geliefdes, dit is deur die nagmaal, deur die gebruik daarvan, waar ons as lede van die liggaam van Christus antwoord en sê, my Here, ek sien en ek onthou wat u vir my gedoen het. U het u lewe vir my aan die kruis kom gee. En daarop reageer ek en sê, gebruik my, lei my, dat ek werklik 'n verskil in hierdie lewe, in hierdie wêreld kan maak. Help my om my verantwoordelikhede as u kind raak te sien en daarop te reageer. Dit is deur die nagmaal wat ons sê, Here, u het ons eerste lief gehad. En uit dankbaarheid antwoord ek nou hierop, deur van die liggaam en van die bloed, die brood en die wyn te neem, en te sê, ek wil u hande en voete in hierdie gebroke wêreld wees. So geliefdes, ek nooi elke liewe een van julle uit, daar waar julle sit, nie omdat julle deel van ons as gemeente is nie, maar indien julle in Jesus Christus glo, as julle enigste redder en verlosser, dat hy die enigste een is, wat die finale prys vir ons betaal het, wat vir ons ewige toegang gegee het tot die ewige lewe. Kom ons gebruik die nagmaal saam, as teken van dankbaarheid, en as teken van dit wat hy vir ons kom doen het. Die brood wat ons breek, is die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat sy liggaam gebreek het tot 'n volkome versoening van ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink
Dink daaraan en glo dat sy bloed vergiet is tot 'n volkome versoening van ons sondes. Here, vandag antwoord ons op die nagmaal. En ons sê vir U dankie. Uit die diepte van ons harte dank ons U vir dit wat U vir ons kom doen het. Gebruik ons asseblief. Help asseblief dat ons verantwoordelikheid teenoor die woord, teenoor ons identiteit en teenoor die kerk as ter harte sal neem, dat ons dit sal uitleef daar waar ons is. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.